Ek is so dankbaar ons kan weer begin met Openbaring. Ek het al vergeet wat gaan aan in hierdie boek. So ons begin weer by hoofstuk 1. So dis lekker. As van julle wat dalk dankbaar is daaroor, soos jy het voel asof ons te vinnig deur hierdie ding beweeg. So ek wil net gou net seker maak, het almal julle rooi kolletjie gekry? Net gou, ek wys my gou jou rooi kolletjie. Sy, okay, julle almal is die aanvaarders van die merk van die dier. So, Openbaring 13 vers 16. Hy het ook almal klein en groot, ryk en arm, vry mense en slawe verplig om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te laat aanbring, sodat niemand behalwe die met die merk van die naam van die dier of die getal op sy naam sou kon koop of verkoop nie. So, ons is baie opgewonde om vir jou te sê dat jy moet so lank gewoond raak aan die merk, en dan as jy nou gedink het, is maklik om te kan tap met jou foon, nou gaan jy net so scan, net so, jy stap by Checkers, so jy scan sommer net so met jou hand. So hou my jou merk op vir die van julle wat nou nie rebels is om dit af te trek nie. Okay, so ons begin vanoggend, gaan ek nou bietjie so bietjie backtrack vir ons. Volgende week het ons weer nie 'n Bybelstudie nie, want volgende week is ons weg op 'n konferensie, so maar dan daarna dan druk ons hom deur tot so amper in Desember in. Maar ek wil net gou vinnig net noem, ons is nou al 'n derde deur die boek, omtrent 'n derde deur die boek. En ek onthou nog, julle in die begin toe ons met julle gesels het oor al die verskillende views en hoekom hierdie so kompleks is om te interpreteer. Toe daarna nog my gevra, so Jean, waar posisioneer jy jouself in terme van wat jy glo oor al hierdie goeters? En ek dink, soos die mense deurbeweeg, begin ek actually van die goeters deurworstel, om te kan sê, maar hoe sien ons sekere van die topics? En twee goed wat vir my begin krake vind. Ek begin krake sien in twee idees, wat ons gewoonlik het. Die ene is rondom die verdrukking, en die ander ene is rondom die wegraping. So beide van hierdie twee, soos dit ons studie doen in Openbaring, voel dit vir my krake begin ontwikkel, bloot net oor wat die woord sê. Onthou, die groot ding is, ons moet onsself herinner, dat wanneer ons die Bybel lees, dan kyk ons na die teks en ons sê, die teks moet homself interpreteer vir my. So met ander woorde, die teks sê vir my wat ek moet glo, eerder as wat ek 'n vooropgestelde idee het, en ek lees my idee in die skrif in. Daai is baie gevaarlik. En ek dink as gevolg van dit, begin ek bietjie krap en wonder en ek worstel met hierdie goeters. Nou, ek moet sê, as ons praat oor die verdrukking, en onthou, ek kyk nou purely vanuit die boek Openbaring uit, dan is daar 5 plekke wat die boek Openbaring vir ons praat oor die verdrukking. Net 5 spesifieke plekke. En ek gaan dit sommer saam met jou deurgaan. Die ene is Openbaring 7 vers 14, so ons gaan dit moontlik daarby uitkom. Daar's dalk 'n kans dat ons nie by Openbaring 7 gaan klaarmaak nie. Maar Openbaring 7 vers 14 verwys na die verdrukking. Dan verwys ons, en as ons nou terugwerk, Openbaring 2 vers 22. Nou is dit die gemeente aan Thyatira, word daar 'n brief geskryf, en hy skryf basies as 'n waarskuwing vir Isebel en die mense wat haar volg. En hy skryf basies en hy sê, maar as julle nie gaan wegdraai nie, dan gaan ek my verdrukking oor julle uitgooi. So dis soos 'n oordeel wat God oor hulle gaan uitspreek. Die ander 2 plekke wat praat spesifiek van verdrukking is Openbaring 2 vers 9 en 10, dis 2 verse langs mekaar wat beide praat oor dit. En hier praat hy met die gemeente in Smyrna. Nou Smyrna was die een gemeente gewees wat ongelooflik baie vervolging ervaar het. En ons het gesels oor die konteks en wat daar gebeur het. Ons praat spesifiek oor, daar was 'n ou gewees met die naam Polycarp. Hy was een van die gemeenteleiers gewees wat gebrand was op grond van die feit dat hy gesê het hy gaan nie sy geloof in Jesus opgee nie. En hierso word hierdie ouens gesê, wel dan dat julle nie vou onder hierdie verdrukking nie. En wanneer die verdrukking kom, dan bly julle staande. En so dis die konteks waarin hy verdrukking gebruik in Openbaring 2 vers 9. En dan gebruik hy die enigste ander plek wat hy verdrukking gebruik in Openbaring, is Openbaring 1 vers 9. Nou lees dit saam met my as jy kan. Openbaring 1 vers 9 het ons hanteer, maar ek wil hê jy moet iets raak sien.
Johannes kom en hy skryf en hy maak homself bekend aan die mense. En hy sê, ek, Johannes, julle broer en 'n deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en in die volharding in ons verhouding met Jesus. So hier kom hy en hy sê dat ek is 'n deelgenoot in die verdrukking. So wat ek sien in die boek Openbaring is wanneer daar verwys word na verdrukking, dan is dit nie heeltemal dieselfde perspektief soos wat ons het in terme van 2025 hoe ons verdrukking sien. Want onthou nou, grootendeels as ons praat oor die verdrukking en oor die wegraping, dan sê ons weet dat daar gaan 'n tydperk wees wat dinge gaan bietjie rof raak, maar dan kom die Here en hy kom haal sy kerk. Hierdie word nou bekend as die wegraping. En dan die ouens wat agterbly. Hierdie ouens gaan deur 'n verdrukking tydperk vir 7 jaar en in hierdie 7 jaar het jy weer 'n geleentheid, jy wat nie God geken het nie, 'n geleentheid om jou lewe reg te kry met hom, dat wanneer Jesus terugkom met die finale oordeelsdag, dan kan jy deel word van hierdie of basies deel gaan aan hemel toe, en dan van daar af dan sit die Here die millennium, die 1000 jaar vrederyk wat hy dan in plek gaan sit. En so ons prentjie van wegraping, veral as jy nou voor die verdrukkingswegraping glo, dit is die wegraping, dan gaan jy deur die verdrukkingstydperk en dan is dit die tweede koms. Maar wanneer hy heeltyd skryf oor verdrukking, dan kom hy en hy maak die stelling en hy sê ek is julle deelgenoot in die verdrukking. So hy sê ek sit in Patmos, ek sien in die op 'n plek wat ek op 'n eiland afgegooi is omdat ek verkondig het dat Jesus is koning. Ek beleef die verdrukking en ek is 'n deelgenoot in julle verdrukking en ek skryf aan 'n gemeente in Smyrna en ek sien julle verdrukking. Ek beleef julle word vervolg op grond van die feit dat julle sê Jesus is koning. En dan kom hy en hy skryf aan Jesebel en volgeling en hy sê maar draai terug na die Here toe, anders te gaan julle die vervolging beleef van God, alle verdrukking beleef van hom. So dit hy skryf dit spesifiek asof verdrukking bietjie meer 'n realiteit is selfs in sy dag. Nou kom ons gaan recap net gou vinnig oor wegraping. As ons praat oor wegraping, nou moet ons onthou die grootendeels die beginsels wat praat oor waar kom die wegraping vandaan, kom nie vanuit Openbaring uit nie. Dit kom uit van 1 Tessalonisense af en dit kom uit 1 Korintiërs 15 uit. En as Here ons spaar, sal ons ergens die 1 Tessalonisense en 2 Tessalonisense deurgaan sodat ons daai kan verstaan in hulle konteks. Maar as ons gaan kyk na wegraping en hoe verse in die boek Openbaring vir ons wegraping moontlik kan verduidelik, dan is daar 2 primêre verse wat ek dink en 'n idee wat vasgemaak word. Nommer 1 Openbaring 3 vers 10 en hy sê omdat jy aan my opdrag gehoorsaam was om te volhard, sal ek jou bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele bewoonde wêreld gaan aanbreek. Hier kom hy skryf aan die gemeente van Philadelphia. En hy sê vir hulle, hy sê omdat julle gehoorsaam was aan my, gaan ek julle spaar van die beproewing wat oor die wêreld gaan aanbreek. Nou, die oomblik wanneer ons sê hierdie is wegraping taal, dan moet ons nou weer onsself herinner dat ons kan nie dan na Philadelphia gaan kyk as 'n letterlike kerk aan wie hy geskryf het nie. Want sodra ons begin dink aan 'n letterlike kerk met letterlike issues, wat sit hy met 'n spesifieke konteks wat hy hierdie stelling voormaak, dan besef ek hierdie is 'n swak voorbeeld om te sê dis die wegraping wat ek hier sien. Die enigste ander plek wat hulle baie sterk verwys na die wegraping, tot op die studie waar ons nou is, ons sal later kyk na Openbaring 11 en of daai vir ons wel voorbeelde kan wees vir die wegraping, maar die enigste ander plek is Openbaring 4. En Openbaring 4 verwys nou dat ons het nou die kerkera gehad en aan die einde van die kerkera, hier is ons die wegraping vers. Hierna het ek gesien en kyk, 'n deur wat in die hemel is geopen. Dis dit op hierdie stadium. So, as ek gaan kyk na Openbaring, beide die verdrukking, ons verstaan van verdrukking as 'n toekomstige 7 jaar tydperk,
kry krake in. Die konsep van wegraping kry krake in. So kom ons herinner net eers onsself weer, wat het ons tot op nou toe gesien en hoe interpreteer ons seker van hierdie stellings? Onthou nou, Openbaring 1 begin vir ons met 'n introduction, gee vir ons 'n bietjie inligting oor Johannes ensovoorts, maar dan gee dit vir ons die tweede helfte van Openbaring 1 gee vir ons 'n visioen van Jesus. So dit gee vir ons 'n prentjie van Jesus in sy verheerlikte vorm. Hy stel vir ons Jesus so bekend en dan is daar sekere elemente van Jesus wat dan later gebruik gaan word in die kerk se intro. So met ander woorde, dis die Jesus, die ene wat die 7 sterre in sy hand het en later sê hy aan die gemeente, so sê die een met die 7 sterre in sy hand. So dis wat gebeur. So jy het 'n prentjie van Jesus, 'n visioen in hoofstuk 1. Hoofstuk 2 en hoofstuk 3 is hoofsaaklik 'n boodskap aan gemeentes. So die fokus word gemeentes wat actually in plek was en die stellings word gemaak vir elkeen van hierdie gemeentes. Dis hoofstuk 2 en hoofstuk 3. Teen die tyd wat ek en jy by hoofstuk 4 aankom, hoofstuk 4 maak vir ons amper half 'n prentjie klaar van wat gebeur in die hemel. En die primêre fokus is God op sy troon. So ons het gaan kyk daarna, jy het amper half hierdie klein venster wat ons in die hemel in kan kyk en wat Johannes se perspektief is. En dis 'n ongelooflike mooi konsep wat ons sien. Maar teen die tyd wat ons aan die einde van Openbaring 4 kom, dan sien ons dat in God se hand het hy 'n boekrol. En wanneer ons hoofstuk 5 begin, dan word die vraag gevra, wie is goed genoeg om hierdie boekrol te kom vat? Want tussen hoofstuk 4 en hoofstuk 5 is Jesus nie in die hemel nie. En dan kom Jesus in die hemel in. En onthou, daar was 'n stadium wat hy dan staan Johannes en hy luister en hy hoor daar word gesê, wie is waardig om die boekrol oop te maak? En hy begin huil. Hy in sy wese begin huil want hy besef niemand is waardig om dit oop te maak nie. En dan sê die engel vir hom, maar kyk, daar is die leeu van Juda. So hy hoor hierdie wat plaasvind, maar wanneer hy kyk, dan wat sien hy? Hy sien 'n lam soos een wat geslag is. Hy hoor van 'n leeu, hy kyk en hy sien 'n lam. En dit is belangrik om te verstaan dis wat ons sien in vers 5, want hy gaan dieselfde konsep doen in vers 7 of hoofstuk 7. So die oomblik wanneer ons gaan kyk en ons sê, okay, so hoofstuk 4 is die hemel sonder Jesus. Hoofstuk 5 kom Jesus daarby en ons sien hierdie amazing gedeelte van toe hy daar aankom en die aanbidding wat saam met dit kom en die feit dat hy die mag en die autoriteit het om hierdie boekrol oop te maak. En dan hoofstuk 6 begin hy die seels afhaal van hierdie boekrol af. En so dis waar hoofstuk 6 is. En toe ons begin het met hoofstuk 6, toe gaan ons deur die 6 seels. En toe sê ons vir onsself, as ons gaan kyk na elkeen van hierdie seels en wat dit verteenwoordig, obviously die seels word die oordeel van God wat hy uitspreek oor die mense, en as ons gaan kyk, dan sien ons dat dit wat die seels simboliseer, beleef ons alreeds vandag. As ons praat van dwaallering, sien ons dwaallering vandag. As ons praat van oorlog, sien ons oorlog vandag. As ons praat van vrede wat weggeneem word, sien ons dit vandag, Jesus ons doen. As ons praat van inflasie, sien ons dit vandag. As ons praat van dood, hongersnood en siekte, sien ons dit vandag, Jesus ons doen. So met ander woorde, nou kom ek en ek herinner myself dat as Johannes skryf oor die verdrukking wat plaasvind, hierdie oordeel wat uitgespreek word, dink ek is 'n groot deel van wat hy sê, ek is 'n deelgenoot in die verdrukking, omdat verdrukking in deel al klaar begin uitgestort word oor waar ons is vandag, totdat hy by seel 6 kom. Seel 6 is rof. Ek glo nie ons het seel 6 al beleef nie, want dan praat ons nou hierso van berge en eilande wat geskei word van hulle plekke af. Dis die hemel wat opgerol word soos 'n boekrol. Hierdie is intens. So as ons onsself moet gaan praat van die tydlyn van Jesus wat hemel toe gaan, van kom ons sê hy begin hoofstuk 5 en hoofstuk 6 begin daar, dan speel hy hom basies af tot op die oordeelsdag, die einde, wanneer Jesus sy finale oordeel gaan gee. Die hele tydlyn speel af in hoofstuk 6 en hy eindig vir ons bloot net oor vers 16
van hoofstuk 6. Hy sê, hulle het na die berge en kraanse geroep, val op ons en verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon sit en van die toorn van die lam, want die groot dag van hulle toorn het aangebreek en wie kan staande bly. So met ander woorde, hy eindig vir ons hoofstuk 6 af met die toorn van God wat uitgestort word op die aarde en hy vra die vraag, wie kan staande bly? So dis wat ons sien. So hoofstuk 6 begin ons, Jesus in die hemel, hy begin met die oordeel, eindig hoofstuk 6 met die 6ste seël, wat die finale oordeelsdag is, wat ons daar raak lees. Dan sien ons hoofstuk 7 en hoofstuk 7 noem hulle in Engels 'n parenthetical hoofstuk. Parenthetical beteken dat hy het nie eintlik nodig om daar te wees nie. Want daar's 7 seëls en ons doen 6 seëls in hoofstuk 1, in hoofstuk 6 en dan niks in hoofstuk 7 nie, maar dan begin hy weer met die 7de seël in die volgende hoofstuk, hoofstuk 8. So hulle sê tegnies wat jy kan doen is jy kan hoofstuk 7 uithaal en die storie sal nog steeds kan aangaan. Dis eintlik maar wat dit beteken. En so ons moet nou onsself gaan vra, wat soek hoofstuk 7 en hoe lees ons hoofstuk 7? Want onthou nou, ons sê nou hoofstuk 6 begin, eerste seël word oopgemaak en hier begin die oordeel van God. Nou begin ons hoofstuk 7 en ons lees die eerste 3 verse en hy sê, hierna het ek 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het 4 winde van die aarde teruggehou, sodat geen wind op land of op see of op enige boom waai nie. Ek het ook 'n ander engel gesien nader beweeg van die kant waar die son opkom, terwyl hy 'n seël van die lewende God vashou. Hy het met 'n kragtige stem geroep na die 4 engele wat toegelaat is om land en see skade aan te doen en gesê, moenie skade doen aan die land of die see of die bome nie, totdat ons die diensknegte van God met 'n seël op hulle voorkoppe gemerk het. So met ander woorde, nou het jy die prentjie van hierdie 4 engele wat op die 4 hoeke van die aarde staan. Nou, as hy dit hier praat van 4, dan praat hy spesifiek van skepping. Onthou het laas gesê dit is die 4 wesens ook en die 4 wesens sluit basies alles in op die land. So as hy praat van die 4 hoeke, dan praat ons nou party plekke sal sê 4 rigtings. Praat ons nou hier van noord, oos, suid, wes, kan wees daai, kan wees dit sê vir ons dit sluit net alles in. Daar's niks wat uitgesluit is nie. So nou het jy hierdie 4 engele en al wat hulle doel is hulle hou die wind terug sodat hulle die oordeel van God kan uitstoot. Want omdat hy sê hierso dat hulle is toegelaat om land en see skade aan te doen. So hierdie 4 se doel is skade gaan nou aangebring word op hierdie aarde. Maar nou kom 'n engel en hy stop hulle. Hy stop hulle en hy sê wag eers voordat julle doen. Dan sê hy hierso totdat die diensknegte van God met 'n seël op hulle voorkoppe gemerk is. So, met ander woorde. As ek en jy gaan kyk, dan besef ons waar sit ons dan die tydlyn van hierdie ding. So as ons sê hoofstuk 6 se eerste seël word uitgespeel en ons sien die effek daarvan, dan beteken dit iewerste tussen hierdie gedeelte voordat die oordeel gekom het, moes God die stelling gemaak het en gesê het, stop hierdie engele, daar moet eers 'n seël uitgedeel word vir die wat gelowiges is. Nou, ons almal pas uit oor ons seeltjie wat ons het, want ons is nou nie eers dis die een ding wat ons oor 'n panic attack kry. Is waar kom die merk van die dier vandaan en hoe gaan dit lyk en wat gaan gebeur as ek 'n microchip moet doen en ek kan nie koop en verkoop nie. Ons almal raak in 'n panic attack en ons vergeet, hy sê spesifiek dat God gaan sy mense seël. Wat beteken? Ons as gelowiges het 'n seël wat ons seël as kind van God. So voordat ons 'n panic attack kry oor hierdie ouetjie, kan jy hom vat en selfs op jou voorkop plak, want ek en jy moet verstaan dat jy gaan eerstens geseël word voordat die oordeel kom. Wat beteken? As ons oordeel beleef en nou weer eens, ons kan hierdie verdrukking sien as toekomstig
in terme van eendag daar, of ons kan sê ons beleef die effek, maar die finale seël nommer 6 gaan kom op die finale oordeelsdag. Dan herinner ons onsself, maar as kind van God is ek reeds geseël. En ek dink is dit Korintiërs wat sê dat julle is geseël met die Heilige Gees. Wat beteken is ek en jy, as ons kind van God is ons reeds geseël. En as ons nou weer terug gaan na ons Romeine studie toe, aan wat beteken, wat is my identiteit as kind van God? Ons gepraat het nou die dag oor die invloed van Satan op 'n Christen se lewe, wat is daai effek? Dan herinner ek myself, ons is reeds geseël. En so voordat ons ooit bang raak vir enige van hierdie tipe goeters, herinner net eers jouself dat ek is geseël deur God. OK. So, waar posisioneer ons onsself dan? So as hoofstuk 6 begin met Jesus en dan die oordeel en dan kom sy oordeelsdag, dan weet ons hierdie ouetjie moet weer begin by voordat die oordeel gekom het. So Openbaring loop nie kronologies nie. Hy speel 'n storie af en dan spring hy terug. Hy speel 'n storie af en dan spring hy terug. Jy kry movies en series wat so maak dat jy kry iemand wat die hele movie gaan uit hierdie persoon se perspektief uit en dan gaan hulle terug en hulle vertel dieselfde storie net uit die volgende persoon se perspektief uit en hy gee vir jou meer konteks. En so dis wat ons hierso sien. Hoofstuk 7 begin weer terug by waar die oordeel begin en hy speel weer vir ons die storie af wat ons al reeds gesien het. OK. So dan gaan hy af. Nou sê hy dat hierdie mense is geseël, hierdie gelowiges is geseël en nou hier is nou daai selfde idee wat plaasvind. En toe het ek gehoor. So met ander woorde, hy is nie besig om te kyk nie. Wat hy nou doen is hy hoor sekere goeters. Ek het toe gehoor wat is die getal van die wat geseël is op hulle voorkomme en daar was 144.000 gemerk. Dis afkomstig van al die stamme van Israel. Uit die stam van Juda 12.000, Reuben 12.000, Gad 12.000, Aser 12.000, Naphtali 12.000, Manasseh 12.000, Simeon 12.000, Levi 12.000, Issachar 12.000, Zebulon 12.000, Josef 12.000 en Benjamin 12.000 wat met 'n seël gemerk is. So hier gaan hy af nou deur die goeters. Nou sê ons, okay, maar Jean, jy het nou gesê gelowiges en ons is geseël, maar hierso sê hulle daar's net 144.000 geseël. Wat gaan nou hierso aan? Nou moet ons sê, hier is baie kontroversie oor hierdie gedeelte. En wie is die 144.000? Soveel so dat daar's ouens wat die Jehovah getuies wat glo, hulle is die 144.000 ensovoorts. Baie ouens sê, maar hierdie is die Jode, want eintlik het die Here oorspronklik met hulle 'n deal aangegaan om hulle mense te wees en toe het hulle hom verwerp en nou het hy opgeëindig met die heidene en nou vat hy hulle op, maar nou moet hy weer homself weer herinner dat hierdie ouens moet ook nou weer deel kry. En dis nie heeltemal die geval nie. So as ons gaan kyk na hierdie spesifieke lys, as jy nou gewoond is aan wat is die stamme se name of jy ken Jakob se kinders, sy seuns se name, dan sal jy weet dat iets is fout in hierdie lys. Want hier is die groot ding, daar is 'n verskil tussen wanneer ons praat van die seuns van Jakob, of ons verwys nou, later word Jakob se naam Israel. So as ons verwys na die seuns van Israel, dan praat ons van die seuns wat gebore was vanuit hom uit. Hy het 2 vroue gehad, hy het Rachel gehad en hy het Lea gehad. Rachel is die ene wat so mooi was, hy het in trane uitgebars. Die ander ene was so lelik dat hy het in trane uitgebars. So dit is basies wat gebeur het. Is hy beide hierdie 2 vroue gehad, en vanuit hulle het obviously Lea kon kinders gekry het, Rachel kon nie, en iewers het die fight so groot geraak dat hierdie 2 net gesê, maar hulle gee hulle byvroue vir Jakob. En hy is net soos, hey, well, wat moet ek nou maar doen? Kom ons maak nou maar kinders in die proses. So nou het jy hierdie storie, en uiteindelik is daar 12 seuns van Jakob. Nou die 12 seuns van Jakob is nie die 12 stamme van Jakob nie. Die 12 stamme van Jakob, weet ons dat Levi word nie 'n plek gegee in terme van om 'n stam te kan plek maak nie. So al die ander stamme het plekke waar hulle kon kamp opslaan en dorpe maak en goeie soos dit, behalwe Levi. Levi se fokus was hulle was priesters gewees en hulle hart was hulle moes gedien het in die huis van die Here en hulle het tussen die ander stamme gebly. En dan het Josef nooit sy eie stam geword nie, maar hy het sy 2 seuns
laat stamme vat, Manasse en Efraim. So wanneer ons dan gaan kyk na die stamme, lyk die namelys anderste, wanneer ons gaan kyk na die seuns, dan lyk die namelys anderste. Hierso volg nie een van daai twee nie. Want as hy gebruik nie geboorteorde nie. Hy sê hierdie volg nie geboorte van die oudste seun na die jongste seun toe nie. Hy volg ook nie die stamme van Israel nie en hy volg ook nie die seuns van Israel nie. So kom ons gaan kyk wat sien ons en hoekom lyk hierdie goeders moontlik opgeskommel soos wat dit was. Nou hy moet begin tegnies met Reuben as die oudste. Hy begin nie met Reuben nie. Hy begin met Juda. Nou, hoekom sou Juda eerste gesit word? En ek dink is 10:1 verwys na Jesus wat vanuit die leeu van Juda. Jesus kom vanuit die stam van Juda uit. Dis bloot net oor dat dit as die belangrikste een geag is en hierdie kom terug van Genesis 49 af waar Jakob basies oor Juda uitspreek om te sê die scepter sal nooit vanuit jou af wegbeweeg nie en dit kom eintlik nog maar van die koningskap wat binne hom gelê het en so Juda word dan gereken as nommer 1 en die belangrikste. Die tweede ene wat ons dan nog gaan kyk is dan die oudste seun wat Reuben is. Nou moet julle onthou, daar soos 'n paar plekke waar die eerste seun nie die geboortereg gekry het van die eerste ene nie. En dit het begin by Reuben se pa, Jakob en Esau. Julle onthou, Esau het eerste uitgekom en Jakob het sy geboortereg gesteel. Harige self aangetrek soos 'n bokkie of ietsie, ek weet nie lekker wat nie. Ek weet nie hoe blind en hoe dom sy pa moes gewees het, maar hy het eventually sy pa gevoel en hy steel sy ouer broer se geboortereg. Dis wat ons sien. Teen die tyd wanneer Josef 2 kinders kry, hy kry Manasse en hy kry vir Efraim. Manasse die ouer een, Efraim die jonger een. En wanneer Jakob seën, dan kry sy hande op hulle. En hy gee vir Efraim die seun van die eersgeborene en Manasse kry die seun van die tweedegeborene. Dis wat ons hierso sien. So nou sien ons dieselfde ding plaasvind. Die eersgeborene is nie eerste nie. Hy is nou tweede, hy is minder belangrik. Ons kan hierso verwys na party plekke toe wanneer hy sê en dit het eerste gegaan vir die Jode en toe as jy dink aan wat is dit Handelinge 1 wat hy my kop hardloop nou vinnig hy sê en dan so die Heilige Gees gaan uitgestort word maar dit het so eintlik hoofsaaklik begin deur die Jode en dan na die nie-Jode en daai gaan nie oor in terme van belangrikheid nie, dit gaan meer oor kronologies. So die Jode kan vervul word in Reuben, maar word nou tweede gesit onder Juda. En so daai kan dalk die rede wees. En dan wat hy eintlik moet doen, is dan moet hy volg na Simeon, Levi en dan Juda, maar voordat hy gaan na Simeon en Levi toe, gebruik hy Gad, Aser en Naphtali, wat al 3 kinders was, vanuit die byvroue uit. So met ander woorde, hierdie was verwerpte kinders meeste van die tyd. Hulle was nooit regtig waar gesien as die nommer 1 nie. Dink net bietjie aan Sarah en Abraham se storie. Op 'n stadium Sarah is net soos hoor ek gaan nie vir jou kinders kan gee nie. Maar hier is my byvrou en jy kan met haar 'n kind kry en dan wat gebeur is dan is daar hierdie worsteling tussen daai kinders. En so wat ons hierso sien is ons sien teen een dies wat verwerp gevoel het word hier gesit het. En veral as 'n mens dink aan hoe hierdie ouens se name, veral Lea en al haar kinders en hoe hulle die name genoem was dit vanuit haar eie verwerping uit wat hierso plaasgevind het. En so nou begin ons kyk dat wat volg na Reuben is die wat verwerp is. Nee, dis die lyn van hoe die Jode werk en dis belangrikheid en dis hoe dit volg en van die eerste seun na die tweede seun na die derde een. Maar hier volg nou die groep van verwerptes. En dan wat hy nou gaan is plaas van om na die seun Dan toe gaan hulle na Manasse toe. Nou Manasse, die seun van Josef, was eintlik gebore vanuit 'n Egiptiese vrou uit. So sy kind verteenwoordig die nie-Jode, die heidene, die Gentiles. Want onthou nou, Josef het nie 'n Israelitiese vrou gehad nie en hulle kind is nie gebore in Kanaan nie. Hierso is dit 'n Egiptiese vrou gebore in Egipte, buite die hele prentjie van wat ons eintlik moet beleef en sien. En vanuit hom uit is hy wat volg na hierdie verwerpte kinders
En dan skiet hy weer en hy gaan volg weer die res van die lyn van die seuns. Dan gaan hy na Simeon toe, dan Levi, alhoewel Levi nooit land gekry het nie, verwys hy hier na die seuns toe, Isaskar, Sebulon, dan Josef. Hy gebruik nie Efraim nie, maar hy gebruik Josef en dan Benjamin. So hoekom sal hulle vir Dan en vir Efraim uithou? 10-1 dalk oor die afgoderry. Ek dink beide van daai twee was geken. Ek weet niemand het naderhand geweet meer wie is wie van wat se plek af nie. Maar teen die einde van die Ou Testament is beide van daai twee stamme diep in afgoderry verval. En so dit kan wees dat daai twee daar uitgelos is. Maar eintlik wat ons nou sien, so as ons gaan kyk na hierdie 144,000, dan kan ons vir onsself vra, dit kan of 144 letterlike Jode wees wat uitgeruk is, maar wat ons sien in die simboliek in wat hierdie ouens se stamme voor staan, die volgorde hoe dit gesit is, wanneer sekere kinders opgesit is, seuns teenoor stamme, dan begin ons agterkom dat hierdie volg nie die patroon wat jy sou gedoen het as jy verwys het na die Jode nie. En in 'n geval later in Openbaring 14 gaan hy weer praat van die 144,000, maar nou gaan hy praat van hierdie moet ouers mans wees wat nog nooit getrou het of enige van daai tipe goeders nie. Dit moes pretty much perfek gewees het. So as jy hierdie sien as 'n letterlike groepering van mense, dan moet jy jouself vra, waar gaan jy hierdie tipe mense kry? Nou is daar ouens wat sê, ja man, maar toe Jesus nou mos doodgemaak is, toe die Herodes mos 'n klomp babietjies doodgemaak, en dit kan daai babietjies wees, want hulle het nooit enigiets verkeerd nie gemaak nie, so hier's die herstel van die goeders. En frankly sien ek nie hoe jy hierdie as letterlik sien nie, en dan herinner jy jouself, hy begin met, ek het gehoor, en toe hy draai, het hy gesien. Hy het gehoor daar's 144,000, en as ons hierdie 144,000 allokeer as Jode alleen, sal dit die eerste keer wees in die hele boek Openbaring, wat hy 'n groepering van mense allokeer net op 'n volk. 13 keer verwys Openbaring na heiliges, gelowiges, ouens wat dien, volg, gebede na die Here toe bring, en in al 13 gedeeltes is dit elke keer 'n multikulturele, 'n multi-ethniek groepering van mense, mans en vroue, die totale groepering van. So met ander woorde, as ons hierdie goeders dan sê, okay, maar as hierdie stamme seuns meer simbolies is, en hy dit gehoor, en hy draai om, wat sien hy? Hy sien, en ek het hierna gekyk, en werklik waar, daar was 'n reuse skare wat niemand eers kon tel nie. Hulle het gekom uit elke nasie, stam, volk en taalgroep, en het voor die troon van die Lam gestaan. So met ander woorde, skielik besef ons dan, dies wat geseël is die menigte mense van elke volk, stam en taal, wat voor God gebring word en geseël word voor die oordeel uitgestort word. So, ons eindig basies hierso, maar nou wil ek net sê, ek dink as ons hierdie ouetjie net eers kan stop en net vir onsself vra, wat sien ons? Ons moet baie versigtig wees om te kan praat oor die verdrukking is eendag in die toekoms. Daar gaan 'n verdrukkingstydperk kom, en dan in daai tydperk gaan jy hierdie merk kry, want as jy nie hierdie merk kry nie, kan jy nie koop en verkoop nie, en hier is dit gaan rof wees, en wat gaan gebeur, en hoe gaan ons dit doen? Ons moet nou begin plase koop, ons moet nou begin ons eie mielies doen, ons eie appelkoos jam maak, want hey, hoe eet jy toast sonder appelkoos jam? So, ons groot ding is, ons begin paniekerig raak oor dit wat voor lê. Maar ons moet ons self herinner dat Johannes sien homself as 'n deelgenoot in hierdie verdrukking, so dit begin al van daai tyd af. En dat ek en jy moet weet dat ons is reeds geseël, kinders van God, ingesluit in die groepering van mense wat eendag voor hom gaan staan. En so dan beteken dit, Openbaring word nie vir ons iets om oor te vrees nie, en ek herinner myself heeltyd wat Johannes geskryf het, heel in die begin, dat hierdie is 'n goeie boodskap. Dis iets waaroor ek en jy opgewonde kan raak. En ek glo dis die hart vir die eerste deel van hoofstuk 7. Kom ek bid en dan gaan ek julle 'n kans gee vir vrae.
Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan maak, om net iets te kan beleef in U hart. Here, want ek herinner myself, Here, dat U is 'n God, Here, wat so groot en heilig is, Here. Dat wanneer U wraak uitgestort gaan word, Here, dan vra ons soos aan die einde van hoofstuk 6, wie sal kan staan? Here, want in ons eie krag en ons eie vermoë sal ons nie kan staande bly nie. Maar Here, in dieselfde asem weet ek, Here, dat U het ons reeds geseël. Here, dat U bloed het gekom en betaal. Here, U het U titel as regverdig op my kom neersit en my titel as sondaar vir my afgehaal. Here, en ek wil bid dat ons onsself sal herinner wie ons is in U, dat ons is kinders van U. En dat hierdie is nie iets waarvoor ons fees nie, Here, want ons weet ons is reeds geseël as gelowiges en as heiliges in U teenwoordigheid in Jesus naam. Amen.